Goeiedag almal, welkom by Nuuspot. Dit is Saterdag 27 Junie 2026 en hier volg die nuus. Adjunkminister van Polisie Dr. Polly Boselu het gewaarsku dat wetstoepassingsagentskappe beslissend sal optree teen enige geweld, plundery of kriminaliteit wat verband hou met die beplande landswye betogings teen immigrasie op 30 Junie. Sy het voor 'n gesamentlike wetstoepassingsberade by die FNB stadion gepraat nadat boodskappe op sosiale media en WhatsApp groepe versprei het wat ongedokumenteerde buitelanders beveel om Suid-Afrika teen die einde van Junie te verlaat. Boselu het benadruk dat hoewel die organiseerders beweer die betoging sal vreedsaam wees, verskeie verwante aksies reeds met moord, geweld en die vernietiging van eiendom geassosieer is weens waninligting. Sy het gesê, terwyl die organiseerders van hierdie misplaaste veldtog in die openbaar verklaar dat hulle slegs vreedsame betogings reël, is 'n aantal van hierdie betogings in die praktyk met moord, geweld, plundery en vernietiging van eiendom geassosieer. In 'n verwante verwikkeling het die Oos-Kaapse regering betogers teen immigrasie dringend versoek om die regte van almal in die provinsie, insluitend buitelandse burgers, te respekteer. Dit volg op kommer van die March and March beweging dat die provinsie, veral die Buffalo City streek, 'n veilige hawe vir buitelanders word. Lede van die beweging het Vrydag buitelandse winkels in Kugompo, die voormalige Oos-London, besoek en in Dutywa na die Departement van Binnelandse Sake en die polisiestasie oopgemaak om 'n memorandum van eise te oorhandig. Die beweging se Oos-Kaapse organiseerder, Azola Maranu, het sy kommer uitgespreek oor die provinsie se ontspanne houding en gesê hulle beplan om in Buffalo City te vergader om buitelanders aan te sê om te loop en voor die stoep te gaan kamp, wat die burgemeester, Prinses Faku, met miljoene rande gebou het, waarmee hy verwys het na die Leandre Baby Lee Jeugels ontspanningspark op die beachfront, wat 111,7 miljoen rand gekos het. Intussen het inwoners van Benoni in Ekurhuleni op Vrydag, onder leiding van die All Truck Drivers Forum and Allied South Africa, betogings gehou om te eis dat slegs Suid-Afrikaners teen 30 Junie plaaslik in diens geneem word. Die betogers het eers by die verpakkingsvervaardiger Versapak maatskappy in Londenweg in Apex gestop, waar die leier Oupa Sello geëis het dat alle buitelanders teen 29 Junie weg moet wees. Versapak, wat 600 mense in diens het, van wie 98% Suid-Afrikaners is, het ingestem om 35 nuwe plaaslike mense in diens te neem om buitelandse werkers te vervang, hoewel betogers geweier het om 'n lewensbeskrywings agter te laat en eerder 'n eie database sal opstel. Die betogers is daarna na Shield Chemicals Suid-Afrika, wat hulle geïgnoreer het, en toe na African Cargo Management in Toronto Straat, waar die direkteur, Matthew Abram, verduidelik het dat hulle reeds besig is om Suid-Afrikaanse drywers te onderhou om Zambiese drywers te vervang, terwyl die betoger, Bongani Mtetwa, teruggekap het dat buitelanders dadelik weggejaag moet word as die maatskappy in Suid-Afrika wil opereer. Minister van Polisie, Firoz Kachalia, het gewaarsku dat groepe wat roekelose en ontwrigtende gedrag vir 30 Junie organiseer, nie in die belang van Suid-Afrikaners optree nie, en dat hulle sivielregtelik aanspreeklik gehou sal word vir enige skade. Die interministeriële komitee oor migrasie, onder leiding van die voorsitter en minister van Justisie en Konstitusionele Ontwikkeling, Mamoloko Kubayi, het probeer om angs te demp deur te verklaar dat 30 Junie 'n normale dag sal wees en nie 'n algehele sluiting nie. Kubayi het bekend gemaak dat 15.162 Malawiese burgers reeds vir deportasie en repatriasie geproseseer is weens 'n onhoudbare humanitêre krisis in KwaZulu-Natal en dat 'n tydelike repatriasieproseseringsentrum buite Musina in Limpopo geïdentifiseer is. Minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, het bygevoeg dat ongedokumenteerde migrante nie hul menseregte verloor nie, terwyl Kubayi gemeld het dat 89 openbare orde insidente
as kriminele sake geregistreer is, 164 mense gearresteer is en 5056 mense in die week van 15 Junie vir immigrasieoortredings vasgetrap is. In die Wes-Kaap het premier Ellen Windey met buitelandse diplomate en besighede vergader om veiligheidskwessies te bespreek, nadat internasionale besoekers begin vra het of dit veilig is om na Suid-Afrika te reis vir 'n groot gesondheidskonferensie in Kaapstad in September. Windey het gewaarsku dat die anti-migrant sentiment 'n groot reputasierisiko vir Brand Suid-Afrika inhou en ekonomiese skade sowel as gevaar vir werkstuiping veroorsaak, veral nadat 2 Mosambiekse burgers onlangs in xenofobiese geweld in Mosselbaai doodgemaak is. Hy het die land aangemoedig om Sondag se sokkerwedstryd in die Internasionale Voetbalfederasie Wêreldbeker tussen Bafana Bafana en Kanada as 'n geleentheid te gebruik om eenheid te bevorder. Die Kaapse Sakekamer het ook gevra vir kalmte en gewys op die gevare van opruiende taal wat vinnig in geweld kan ontaard, soos gesien in Kwanonkaba in Mosselbaai en in Oeverstranddorpe soos Kleinmond. Die Volke se batebeslagleggingsondersoekeenheid het 'n baterebeurtverklaringsbevel van 1,2 miljoen rand in die Gebega gespesialiseerde handelsmisdaadhof verkry na die suksesvolle ontmanteling van 'n perlemoenstropingsindicaat op 'n plaas buite Karega in 2018. Tydens die destydse operasie is 37.356 eenhede perlemoen ter waarde van 5,2 miljoen rand gekonfiskeer, wat gelei het tot die skuldigbevinding van die syndikaatleier Morne Blino, wat tot 20 jaar gevangenisstraf gevonnis is, terwyl Marcel Blino en Jacob Johannes Jacobus Newman elk 12 jaar gekry het. Die Volke woordvoerder, adjudant-offisier Ndipiwe Mlakuvana, het gesê 'n Nissan hardbody voertuig ter waarde van R52.900 is ook verbeur en dat die 1,2 miljoen rand op 23 Junie 2026 in die kriminele bateherwinningsrekening inbetaal is. Die geskorste prokureur Piet Verjoen moet nog 2 weke in die Kosi Mampuru gevangenis deurbring, nadat sy borgtoog aansoek in die Pretoria gespesialiseerde handelsmisdaadhof tot 8 Julie uitgestel is, sodat sy nuwe regsverteenwoordiger, senior advokaat Sita Kolby, sy saak kan voorberei. Viljoen, wat sy vorige advokaat, Johan van Wyk, in die pad gesteek het, staar 400 aanklagte in die gesig, insluitend bedrog, diefstal, korrupsie en vervalsing, nadat hy na bewering in 2010 die wederregtelike verkoop van 46 eiendomme van die Johannesburgse eiendomsmaatskappy gefasiliteer het, wat tot verliese van meer as 27,6 miljoen rand gelei het. Volke woordvoerder, kolonel Granville Meyer, het bevestig Viljoen is by die OR Tambo internasionale lughawe in hegtenis geneem, terwyl daar ook in die Verenigde State 'n lasbrief vir hom en sy vrou Mel uitgereik is, nadat hulle weens 'n winkelstel diefstalskema van $5,300 in Florida gearresteer is en nie vir hulle hofverskyning opgedaag het nie. Daar is skok en ongeloof in Emaleni nadat die vermeende skieter van die 27-jarige entrepreneur Ricardo Spies, die 42-jarige Tinus Olofse, op borgtog van R5,000 vrygelaat is, sonder dat die staat dit teengestaan het. Olofse staar aanklagte van moord en poging tot moord in die gesig na 'n skietvoorval buite die kuierplek Hennies, waar Spies in die gesig geskiet is en later in die Life Cosmos Hospitaal gesterf het na 'n woordewisseling oor 'n motorbotsing. Spies se ma, Lizana, het 'n petisie met 2000 handtekeninge teen borgtog ingedien en haar absolute ongeloof uitgespreek oor hoe maklik die beskuldigde vrygelaat is, terwyl die ballistiese verslag nog uitstaande is. Strafregkenner Dr. Llewellyn Kerlewis het verduidelik dat borgtog nie onskuld beteken nie, maar bloot dat die hof tevrede is dat die persoon nie 'n vlugrisiko is nie, veral aangesien Olofse nou op 'n alternatiewe adres in Pretoria sal woon. Die voormalige Grey College rugbyster en Varsity Shield kampioen Liam Santos is vir 3 jaar uit alle sport geskort nadat hy positief getoets het vir 2 verbode anaboliese steroïde, naamlik drostanoloon en dihydrochlormetiel
testosteroon. Die Suid-Afrikaanse Instituut vir Dwelmvrye Sport het bevestig, die 20-jarige Flank se skorsing het op 24 April vanjaar begin en sal tot 23 April 2029 duur, nadat sy aanvanklike skorsing van 4 jaar verminder is, omdat hy die oortreding vroeg erken het. Santos se pa het sy hoop uitgespreek dat mense sal verstaan daar is 'n regte mens agter die storie, wat nog sy graad probeer voltooi, terwyl Santos een van 4 plaaslike atlete is wat onlangs deur die instituut vasgetrap is, insluitend Jackson Olekosenge, Dan Howitz en Mahir Martin. 2 jong broers, die 9-jarige Rianetswe en die 14-jarige Tabiso Lakaye, is woensdagmiddag om 1:15 op die plaas toekoms buite Harry Smith so ernstig aangerand dat albei aan hul beserings beswyk het. 'n Veiligheidswag het die seuns met hulle hande en monde met lap vasgebind by hulle huis gevind en die plaasbestuurder in kennis gestel, waarna Tabiso op die toneel dood verklaar is en sy jonger broer later in die hospitaal gesterf het, nadat hy nog 'n beskrywing van die bekende aanvaller kon gee. Polisiewoordvoerder in die Oos-Vrystaat, adjutant-offisier Mako Mopiring, het bevestig dat 'n 31-jarige veewagter aanvanklik met 'n bloedbevlekte broek van een van die seuns betrap is, maar hy is nie die werklike moordenaar nie en die regte verdagte is steeds op vrye voet. In Potchefstroom het die Suid-Afrikaanse Inkomstediens en Bidvest Protea Coin beslag gelê op 'n onwettige brandstofwasaanleg op 'n plaas buite die dorp waar verligtingsparafien behandel is om chemiese merkers te verwyder sodat dit met diesel vermeng kan word. Richard Friend van FIS Authentication het bevind die aanleg kon slegs 32% van die merker verwyder en was redelik primitief, terwyl Bidvest Protea Coin se bedryfshoof Waal de Waal gesê het sy maatskappy het reeds meer as 100 soortgelyke onwettige brandstofpersele deur middel van helikoptertoesig geïdentifiseer. De Waal het benadruk dat hierdie onwettige handel die formele mark erg benadeel deur pryse te sny en het geëis dat daar sterker gevolge moet wees en dat mense tronk toe moet gaan vir brandstofbedrog. In Venezuela het die humanitêre krisis ongekende afmetings aangeneem nadat 2 opeenvolgende aardbewings met 'n sterkte van 7,2 en 7,5 die noordelike kuslyn getref het, wat ten minste 920 mense dood en meer as 51.000 vermis gelaat het. Inwoners van die ergste getrefte gebiede soos La Guaira en die hoofstad Caracas grawe met hul kaal hande deur die pyn weens 'n tekort aan amptelike reddingsspanne, terwyl die waarnemende president Delcy Rodriguez die koms van internasionale hulp verwelkom het en die gebied gemilitariseer het. Die nasionale vergadering se president, Jorge Rodriguez, het beloof dat die regering niks oor die omvang van die tragedie sal wegsteek nie, terwyl die internasionale organisasie vir migrasie waarsku dat tot 6,76 miljoen mense deur die ramp geraak kan word. Intussen het die Verenigde State van Amerika op Vrydag lugaanvalle op missiel- en hommeltuigopbergplekke as ook kusradarposisies in Iran uitgevoer, in reaksie op 'n hommeltuigaanval op 'n houerskip in die Straat van Hormuz. Die Amerikaanse president Donald Trump het verklaar dat die aanval die skietstilstand ooreenkoms wat 'n week gelede bereik is, oortree het, terwyl die hoof van die Iranse parlement se nasionale veiligheidskommissie, Ibrahim Azizi, teruggekap het dat die voorval bloot skietstilstand bestuur was en nie 'n oortreding nie. Die internasionale maritieme organisasie het alle ontruimings van die nagenoeg 500 vasgekeerde skepe in die gebied opgeskort totdat veiligheidswaarborgte gegee kan word, terwyl die Amerikaanse adjunkpresident J.D. Vance gewaarsku het dat geweld met geweld begroet sal word. Die amptelike dodetal in Venezuela het intussen tot 920 gestyg met meer as 3360 mense wat beseer is en ten minste 172 mense wat steeds onder die puin van in mekaar gestorte geboue en hospitale vasgekeer is. Internasionale reddingsspanne van onder meer
die Verenigde State van Amerika, Mexiko, Switserland en die Verenigde Koninkryk het in die land aangekom, terwyl die Verenigde State van Amerika ook $150 miljoen se hulp en oorlogskepe gestuur het. Die krisis word vererger deur die land se ineenstortende infrastruktuur en die politieke onsekerheid nadat die voormalige president Nicolas Maduro 6 maande gelede deur Amerikaanse magte gevange geneem is en Delcy Rodriguez die leiersels oorgeneem het. Israel en Libanon het 'n historiese 14-punt raamwerkooreenkoms in Washington onderteken wat deur die Amerikaanse minister van buitelandse sake Marco Rubio gefasiliteer is om blywende vrede en sekuriteit in die Midde-Ooste te bewerkstellig. Die ooreenkoms bepaal dat die Libanese weermag effektiewe gesag oor die hele grondgebied moet herstel en dat nie staatlike gewapende groepe soos Hezbollah ontwapen moet wees, hoewel die Israeliese eerste minister Benjamin Netanyahu onmiddellik verklaar het dat sy troepe in die suidelike veiligheidszone sal bly totdat Hezbollah heeltemal ontwapen is. Die konflik het reeds aan ten minste 4192 mense in Libanon die lewe gekos en meer as 1,2 miljoen mense ontwortel, terwyl die ooreenkoms groot waardering uitgespreek het vir die leierskap van president Donald Trump. In die Verenigde State van Amerika het 'n regter in Utah, Tony Graff, die aanklaers in die moordsaak van Charlie Kirk aan minagting van die hof skuldig bevind nadat hulle ontoelaatbare uitlatings aan die media gemaak het oor die 23-jarige beskuldigde Tyler Robinson. Die verdediging se versoek om die doodstraf as straf vir hierdie oortreding van die rol te verwyder is egter deur die regte verwerp omdat dit buitengewoon buitensporig sou wees, terwyl die adjunk staatsaanklaer Christopher Ballard aangevoer het, hy wou slegs verkeerde beriggewing in die Daily Mail oor onbesliste ballistiese toetse regstel. Robinson word daarvan beskuldig dat hy Kirk, 'n prominente bondgenoot van Donald Trump, in September verlede jaar by die Utah Valley Universiteit in die nek geskiet en vermoor het. Ten slotte is Venezuela Vrydag deur nog 'n nuwe aardbewing met 'n skoksterkte van 4,9 op die Richterskaal geruk, wat 61 km noordwes van Maracay plaasgevind het en tot in die hoofstad Caracas gevoel is. Hierdie nuwe skokgolf tref 'n land wat reeds in chaos gedompel is en waar die binnelandse minister Diosdado Cabello toegang na die ergste rampgebiede in La Guaira moes beperk om plundery en verkeersprobleme te beheer. Ten spyte van die tragedie het die regering sy vroeëre blokkade op sosiale media platforms soos X opgehef, wat inwoners nou in staat stel om inligting oor vermiste familielede te deel, terwyl die gemeenskap self met hande en voete spook om mense lewendig uit te grawe. Dit was vandag se nuus, net hier op Nuuspot, die tuiste van Afrikaanse stories agter die nuus.